Baie welkom vriende. Jan, julle baie dankie dat julle ons help vandag. Omtrent almal wat daar werk is vandag in Vanderbijl. Ons gemeente in Vanderbijl Park is vandag 75 jaar oud en hulle het 'n groot feesviering aan die gang daar en Teens en Sandri, Michael en Suzette is bietjie soontoe om te gaan deel hê aan daardie feesvieringe. So dankie dat julle ons kom help het, hoor, ons waardeer dit verskriklik. Ek het gister lekker lank gesels met Johan daar in die hospitaal. Het gaan regtig baie beter met hom. Hy's positief. Hy hoop om hierdie week te kan uitkom, maar soos hy sê, hy weet nie wat maandag se ekstrale sal wys nie, maar ek kan sommer hoor, is die ou Johan, jy weet, hy sê sommer vir my, nee, in Januarie moet ons weer gaan, by Januarie, Februarie moet ons gaan werk op die kampterrein. Hy sal klaar weer besig om woelig te raak. Ons sal hom moet vasbind as hy by die huis kom of iets. Kom ons sit net so en dan bid ons saam vir hierdie diens. Here, baie dankie dat ons u naam kan aanroep in hierdie môre. Dankie dat ons weet u het opgestaan en u kom terug. Ek dink aan daardie woorde van die engele, waarom kyk julle so, Galileese manne? Hierdie Jesus wat van julle af opgevaar het, sal net so weer terugkeer na julle toe. En Here, ons sê vir u dankie dat ons u woord het om ons te rig tot op daardie dag, wanneer u terugkeer, of wanneer ons siel terugkeer na u, Here, wanneer ons sterwe. Dankie dat ons u kan ken, en dat ons u gees het om ons te lei. Here, ek wil vanmôre baie spesiaal kom, bid ook vir Tannie Rina, wat nog in die hospitaal is, en ons bid dat u vir haar sal aanraak, en sal genees. Ons dink aan Irene, wat nou bietjie by Jan en Jeanette is vir versorging, en dan weer moet teruggaan hospitaal toe. Ons bid, Here, dat u al hierdie mense in ons midde, wat u aanraking nodig het, dat u hulle sal aanraak. U weet, Here, van diegene wie se name ons nie eens noem nie. Raak hulle aan, Here. En ons sê vir u dankie daarvoor. Dankie nou dat ons kan luister na u woord, maak ons harte sag en gee ons 'n geopende oor. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, in die vorige boodskap het ons gekyk na die tema Sabbat of Sondag. Daar is hierdie debat in die Nuwe Testamentiese kerk en hierdie beweging wat ons wil terugtrek na die Ou Testamentiese Sabbat. En ons het gesien dat ons in die Nuwe Testament die opstandingsdag van die Here Jesus herdenk op die eerste dag van die week, ons Sondag, nie as 'n wettiese instelling soos die Sabbat nie, maar as 'n feesdag van geestelike groei, rus en toewyding aan die Here. Vandag begin ons met hoofstuk 59. Ons nader die einde van hierdie geweldige groot profesie Jesaja. Ons is by hoofstuk 59 wat die begin is van die volgende 3 hoofstuk gedeelte, 59, 60, 61, waaraan Guzik die tema gee vir hierdie 3 hoofstukke, The Glorious Light of the Messiah's Kingdom, die wonderbare lig van die koninkryk van die Messias. Ons gaan dan begin by hoofstuk 59 vandag, en in ons Afrikaanse Bybels is die opskrif van hierdie hoofstuk geen verlossing sonder bekering. In die King James, evil and oppression. En Guzik gee aan hierdie spesifieke hoofstuk die tema of die oorhoofse opskrif, The Reality Check. Die terugruk na realiteit. Die tema van vandag se boodskap is dus geen verlossing sonder bekering. 'n Tema wat ons in die verlede al in vorige hoofstukke behandel het, maar vandag dan spesifiek in die konteks van hoofstuk 59. Steeds in antwoord op die volk se aanklag dat God nie na hulle gebede luister nie, antwoord God hulle in hoofstuk 59 vers 1 met hierdie baie bekende woorde. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Ons almal het hierdie vers al gehoor, ons almal het hierdie vers al gelees. Gregory Brennenman het eendag gesê, die eerste stap in probleemoplossing is om te bepaal wie het die probleem. Dis die eerste stap. Jy help nie en probeer probleem oplos, maar jy weet nie wie is die eienaar van die probleem nie. Wie se probleem is dit hierdie? Wie is verantwoordelik? Is die probleem by die volk van God
Of is die probleem aan God se kant, soos ons in vorige hoofstukke gesien het, hoe God met hulle geredeneer het hieroor en sê, bring die skeibrief, julle sê mos ek het julle geskei, bring die skeibrief. Waar lê die fout? Hier is duidelik 'n probleem, en die volk dink steeds dat die probleem aan God se kant lê. En God stem saam dat daar 'n probleem is, maar hy sê die probleem lê nie by my nie. In vers 2 sê God aan hulle wie die probleem het en wat die probleem is. Maar julle ongeregtighede het 'n skuitsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Guzik skryf, hierdie raak een van die grootste probleme in praktiese teologie aan. Hoe kan daar 'n God van liefde en alle mag wees, terwyl daar menslike lyding is? As ons iemand lief gehad het, en die mag gehad het om hulle lyding te beëindig, sou ons dit nie doen nie? Jesaja spreek dan diegene aan wat gewonder het of God nie almagtig is nie, en daarom duur hulle lyding voort. Hy skryf verder en hy vertel ons van iets. Hy sê, Rabbi Harold Kushner het 'n merkwaardige boek geskryf met die titel Wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur. In 1981 is dit gepubliseer. Dit het meer as 4 miljoen eksemplare verkoop en was vir 'n hele jaar lank op die New York Times se topverkoperlys. Die hele punt van hierdie boek was om te sê, God is al liefdevol, ja, maar hy's nie almagtig nie. Hy's goed, maar nie soewerein nie. Dus wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur, is dit omdat sekere dinge buite God se beheer is. En Kushner raai dan sy lesers aan om te leer om God lief te hê en om te vergewe ten spyte van sy beperkings. Dan skryf hy, dit is beslis nie die God van die Bybel nie, want die Here se hand is nie verkort, sodat hy nie kan red nie. Jesaja sê eenvoudig, kyk daarna, aanskou dit en besef dit, God se hand is nie te kort nie, en sy oor is nie te swaar nie. Maar jou ongeregtighede het jou van God geskei. Die probleem is dus nie God se krag, of sy kennis, of sy belangstelling nie. Die probleem is ons ongeregtighede en sonde het ons van God geskei. Hy vra dan, op watter manier skei sonde ons van God? Sonde skei ons nie noodwendig van die teenwoordigheid van God nie, want God is oral teenwoordig. Hy sê, sonde skei ons nie van die liefde van God nie, want ons weet dat hy vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Maar sonde skei ons steeds. En dan vra hy, op watter maniere skei sonde die mens van God? Eerstens sê hy, sonde skei ons van gemeenskap met God. Want ten minste op die punt van ons sonde, dink ons nie meer dieselfde as God nie. Het is baie belangrik wanneer ons 'n gemeenskap met God is, dat ons gedagtes en sy gedagtes al hoe meer met mekaar moet belyn. En ten minste sê hy, op die vlak van ons sonde, dink ons nie meer soos hy nie. Hy sê, sonde skei ons ook van die seën van God, want ten minste op die punt van ons sonde, vertrou ons nie op God nie, en steun ons nie op hom nie. Ons steun op ons eie insig, en daarom skei dit ons van God. Sonde skei ons verder van die voordele van God se liefde, sê hy. Net soos die verlore seun steeds deur sy vader geliefd was, maar hy kon nie die voordele van daardie liefde geniet nie, want hy het in die varkhok gesit, ver weg van sy vaderhuis. En dan sê hy, sonde skei ons ook op die een of ander manier van die beskerming van God, want hy laat toe dat dinge oor ons kom om ons tereg te wys. Dis asof God, wanneer ons in sonde lewe, sy hand 'n bietjie oopmaak en sê, okay, jy wil op daai glibberige, gladde klippe speel. Ek weet jy gaan skree as jou enkel breek, maar speel. Jy wil dan mos nou buitekant my hand wees. En hy maak dan die volgende stelling. Hoe maklik is dit vir ons om ons probleme op alles anders te blameer, behalwe ons eie
ongeregtighede. Hy sê ons sal selfs vir God blameer, voordat ons kan raak sien, dat die probleem eintlik by ons lê. Ons sal ontken wie God is, voordat ons sien, dat die probleem by ons lê. Hierdie stelling het my laat dink aan 'n voorbeeld. 'n voorbeeld wat glad nie vreemd is in ons Afrikaner kultuur nie, en asseblief vriende, ek gebruik hierdie voorbeeld met die diepste respek. In ons kultuur is daar ouers wat ver van God af lewe. Hulle het miskien 'n kerklike agtergrond as kinders gehad in die gereformeerde kerke. Nou leef hulle as volwassenes heeltemal ver weg van God af. Hulle drink, hulle leef soos hulle wil in uitspattige selfverheerliking, en hulle kinders tel hierdie lewenswyse op en hulle lewe presies net so. Nou verongeluk een van hulle kinders onder die invloed van drank. En nou sê hulle, hierdie ouers, hoe kon God dit toegelaat het? Hoekom het God my kind gevat? Jy sien ons nou kwaad vir God, soos die volk. Die totale onvermoë om te kan sien waar die probleem lê. Die eerste stap in probleemoplossing is om te bepaal wie het die probleem. Nie by God nie, maar by die ouers wat daardie kind blootgestel het aan 'n lewe weg van God met die drankborrels en die dansvloere. Dis waar die probleem lê, maar God word geblameer. Kosie gaan voort, hy sê, dit verklaar waarom God se mense nie meer die aangesig van die Here op hulle gevoel skyn het nie. Dit was hulle sonde, nie God se onvermoë om te hoor of sy gebrek aan belangstelling om na hulle te luister nie. Jy sien vriende, ons sondige toestand loop diep. Ek dink nie ons besef regtig as mense hoe diep gebroke ons is nie, hoe diep stikkend ons is nie. Diep in ons harte, diep in ons siege, diep in ons siel, diep in ons hele gekweste wese, het sonde sy hoeke ingeslaan, en ons sukkel daarmee. En dit is so maklik om God te blameer, wanneer dinge verkeerd loop. Hoe maklik soek ons die fout elders. Hoe selfregverdigend en arrogant is ons nie in hierdie sondige toestand. Hoe moeilik steek ons die hand in eie boesem. Rabbi Kushner, deur sy boek te skryf, wys maar net hoe diep is die sondige aard van sy eie wese, wanneer hy beweer dat dit God se fout is, dat dinge skeefloop. Hoe kan nie God wat die heelal geskape het, vriende, soos ek in vorige boodskappe verduidelik het, met hemelliggame wat onberekenbaar groot is, wat almal in perfekte balans teenoor mekaar beweeg, hoe kan so 'n heilige wese foutloos iets nie onder beheer hê nie? Wat arrogansie om te beweer dat God 'n fout gemaak het. Ons is die probleem. Reg van die begin af was ons die probleem, nie God. Maar elke nuwe mens wat gebore word, volg van nature hier dieselfde pad. Almal sonder uitsondering. Almal wat nie in selfverloning die Here Jesus kroon as Heer en Meester en hom die koning maak van hulle algehele en totale lewe nie, volg almal hier dieselfde pad van selfgesentreerde arrogansie en geestelike blindheid en hoogmoed, waarin ons almal om ons blameer en God blameer, maar nooit binnekant toe kyk nie. Dis 'n menslike probleem. Dis 'n menslike kondisie. Dis die heel laaste plek waar ons wil kyk, is binne in ons eie harte. Net soos die volk van God. Luister net na Psalm 119 vers 67. Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek u woord. Dis natuurlik vir die mens om te dwaal. Vers 176 van dieselfde Psalm, ek het gedwaal soos 'n verlore skaap.
Soek u knegt, want u gebooie vergeet ek nie. En dan Jesaja 53 vers 6, waardeur ons al reeds gewerk het. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here die ongeregtigheid van almal op hom laat neerkom. Kaal weer vir Brenneman aan. Die eerste stap in probleemoplossing is om te bepaal wie het die probleem. Toe ek net so begin karring het aan die trekkers, sien ek een trekker verloor diesel en ek dog is hierdie kraantjie hier onder die tank. Nou sit ek daar by oom Niek, daar in Middelburg boerdery benodig deur. En nou sê ek oom Niek, ek soek een van daai kraantjies wat hier onder die tank is. My diesel raak weg uit my tank uit. En oom Niek sê vir my, jong, diesel wat wegraak uit 'n tank loop op 2 bene. Toe besef ek, my probleem is nie die kraantjie nie. Die eerste punt van probleemoplossing is om agter te kom, wie het die probleem? Waar lê die probleem? Anders karring jy in die verkeerde goed en die probleem word nie opgelos nie. En in die konteks van hierdie hoofstuk wil ek dit as volg verwoord. Die eerste stap na verlossing is om te erken, ek is die probleem. Ek het 'n probleem. Daar is 'n probleem, ja, en dit is ek, dis my hart, dis my selfsug, dis my sonde, my hoogmoed, my trots en my rebellie, wat al hierdie probleme veroorsaak. Reg van die begin af was dit ons hoogmoed en rebellie, wat die vloek oor ons gebring het in die eerste plek. Dit was nooit God se wil, dat ons in hierdie ellende moes leef nie. Ons het dit oor onsself gebring. God is in hierdie saak blaamloos heilig. Sy hand is nie te kort nie, sy oor is nie te swaar nie. En voordat elke mens wat gebore word, dit nie erken en bely nie, kan geen verlossing plaasvind nie. Dis nie genoeg om net te bely dat die Here Jesus vir my sonde gesterf het nie. Dit verander niks. Ek moet erken, dis ek wat vuil is. Dit is ek wat my vuis in God se gesig swaai, al is dit net in sekere sake. Dis ek wat 'n rebel is. Dit is ek wat die probleem het. Al is dit net skinder en jaloesie. Dit is ek wat in die nood van verlossing staan. En dan moet ek wegdraai van my lewe van sonde en ek moet na God toe draai. En voor hierdie gebrokenheid kan geen verlossing plaasvind nie. En Jesaja 59 noem dit bekering, omdraai. Wegdraai van my ou lewe, terugdraai na God toe. Iets wat ek moet doen, soos die verlore seun gesê het, ek sal opstaan en na my Vader gaan. Ek het dit al dikwels gesê en ek gaan dit weer sê vandag. Verreweg die meeste mense wat op hierdie aarde gewandel het en steeds vandag wandel, sal nie eendag in God se hemel wees nie. Ek sê dit met respek. Dis hartseer, maar dis die waarheid. Hoekom? Want ons is van nature hoogmoedig en ons weerstaan hierdie nederigheid, hierdie nederige stap om te erken dat dit ek is wat verkeerd is, om dit regtig opreg en eerlik en diep gebroke te erken, ek is die probleem, ek is 'n hopelose verlore sondaar. En sien vriende, dis een van die kragtigste aspekte van die nou poort. Die Here Jesus skryf, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daarop ingaan, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Min. Wanneer ek sê dat daar min mense op hierdie aarde is, wat God se hemel sal ingaan, dan praat ek nie uit myself nie. Dit is ons Heiland se woorde. Daar is min wat dit vind. Hoekom? Want ek moet myself verneder, en ek moet ingaan deur die nou poort. Dis 'n lae poort. Dis nie 'n wye poort waar ek kan instap met my stertvere wat in die lug staan nie. Ek moet kruip in die stof om by daai poort in te gaan. Hierdie benadering van ons Heiland
het die hoogmoedige en selfregverdigende fariseërs en die skrifgeleerdes woedend gemaak. Hulle was woedend, hulle het gespoeg soos adders. Die godsdienstiges, want hulle het nie hulle self as sondaars beskou nie. Nee, hulle was die nageslag van Abraham, geregverdig deur die wet en die offers. So ons Here Jesus verduidelik hierdie menslike weerstand teen selfvernedering in sy gelykenis, wanneer hy vertel van die fariseer en die tollenaar, en julle ken die storie, en hy het dit vertel om aan die fariseërs te probeer verduidelik, luister, julle gaan die koninkryk van God mis. Kom ons lees dit saam, Lukas 18. En hy het met die oog op sommige wat op hulle self vertrou, 18 vers 9, dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid, die ene fariseer en die ander ene tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, o God, ek dankie dat ek nie soos ander mense is nie, rowers en onregverdiges en egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar wat saam met my hier is nie. Ek vas 2 keer in die week, ek gee 10% van alles wat ek kry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou nie eers sy oë na die hemel toe ophef nie. Kan jy sien, hy is voor die noupoort en hy verstaan wat is besig om hier te gebeur en hy besef, as ek hier wil ingaan, moet ek laag kom. Ek kan nie myself verhef hier nie. Maar hy het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Daar is die noupoort. Daar is die noupoort. En ek sê vir julle, hierdie laaste een het regverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. So jy gaan of nederig en laag, deur te erken dat jy 'n sondaar is, voor God deur die noupoort gaan, of jy sal eendag die knie buig voor die wit troon oordeel, en jy sal verneder word. Maar jy sal nie gered kan word dan nie. Die Here Jesus sê dit so duidelik, gaan in deur die noupoort. Dis iets wat ek en jy moet doen. Maar helaas, die meeste mense sien nie kans daarvoor nie. En wanneer mense na 'n boodskap soos hierdie luister en hulle kom onder sonde oortuiging, dan gaan baie van hulle terug na hulle predikante toe en die sus hulle weer en sê, jy's uitverkies, jy het belydenis van geloof afgelê, jy's gedoop as 'n baba, die koninkryk is joune, moenie bekommerd wees nie, en hulle leef voort in hulle sonde. Geen nood vir bekering nie, geen nood vir berou nie, terwyl die woord vol is daarvan, bekeer jou, bekeer jou, bekeer jou, gaan in deur die noupoort. Jesaja 59 open met hierdie baie sterk gedagte. Daar is fout, ja, daar is groot fout, maar die probleem lê nie aan God se kant nie, en daarom moet die volk hulle bekeer. Vanaf vers 3 tot by vers 8 gee Jesaja vir hulle dit wat hulle verkeerd doen. Hy sê vir hulle, wat is die dinge wat julle verkeerd doen? Jesaja 59 vanaf vers 3, want julle hande is met bloed bevlek, julle vingers met ongeregtigheid, julle lippe spreek leuen, julle tong fluister onreg. Daar is niemand wat aanklag in geregtigheid nie, niemand wat regstryd voer in waarheid nie. Hulle vertrou op nietigheid en spreek valsheid, met moeite gaan hulle swanger en baar onheil. Basiliskeiers broei hulle uit en spinnerakke weef hulle. Hy wat van hulle eiers eet moet sterwe. En as dit stikkend gedruk word, bars daar 'n adder uit. Hulle weefsel deeg nie vir klere nie, en met hulle voortbrengsels kan niemand hom toemaak nie, en hulle werke is onheilswerke, en die daad van geweld is in hulle hande. Hulle voete hardloop om nie kwaad te doen, en is haastig om onskuldige bloed te vergiet. Hulle gedagtes is onheilgedagtes, verwoesting en verbreeking is in hulle paaie. Die weg van vrede ken hulle nie, en daar is geen reg in hulle spore nie. Hulle maak hulle paaie krom, en niemand wat daarop loop ken die vrede nie. Ek kan 'n hele boodskap, 2 boodskappe preek net oor hierdie paar verse. Paulus gebruik spesifiek hierdie gedeelte van Romeine 59 vers 3 tot 8 om te verduidelik dat ons almal verlore is wanneer hy skryf in Romeine 3 vers 9 tot en met vers 20. Wat dan, het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie, want ons het tevore al Jode, sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die sonde is.
Soos geskryf is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol van vervloeking en bitterheid, haastig om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende in hulle paaie. Die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Vers 20, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Guzik skryf die volgende, hy sê, in die lig van al hulle sonde is dit verstommend, absoluut verstommend, dat God se mense steeds kon glo dat die probleem by God lê en nie by hulle nie. Maar dit is die sondige aard van die mens. Vanaf vers 9 tot 11 wys Jesaja vir hulle wat is die gevolge van hulle sonde. En ek gaan vinnig oor hierdie laaste gedeelte hardloop. Ons gaan nie alles uitpak nie. Daar is nie tyd nie. Jy kan daai hoofstuk self gaan bestudeer. Dis ongelooflike waarhede. Luister wat sê die volk. Hulle begin besef, hier's 'n probleem en die probleem lê by ons. Vers 9 tot 11. Daarom is die reg ver van ons en bereik die geregtigheid ons nie. Ons wag op lig, maar kyk, daar is duisternis, op 'n helder skynsel, maar ons wandel in dikke donkerheid. Ons tas rond teen die muur soos blindes, en soos die wat geen oë het nie, tas ons rond. Ons struikel op die middag soos in die skemeraand, en onder die gesondes is ons soos dooie mense. Ons brom soos bere, ons soos duwe kir ons aanhoudend. Ons wag op reg, maar dit is nie daar nie. Op heil, maar dit bly ver van ons. Guzik skryf, nou dat hulle self aan die duisternis oorgegee het, en die lig wou hê, was dit nie meer daar nie. En luister na hierdie woorde. Wanneer jy altyd die lig het om na toe te gaan, dan voel die duisternis prettig. Dit lyk geheimsinnig, selfs avontuurlik. Maar wanneer die lig weggeneem word, is daar net wanhoop in die duisternis. Hoe baie jong mense wat in die huise van bloedgewaste ouers groot geword het, het hierdie beleef. Vanuit die lig lyk die duisternis so prettig en avontuurlustig. Lyk so lekker om in die duisternis betrokke te raak. Geheimsinnig, aanloklik. Maar wanneer jy lank genoeg daai duisternis ingegaan het, en jy's ver genoeg in, word dit 'n nagmerrie van wanhoop en slawerny. Vra vir my, ek is 'n lewende voorbeeld daarvan. Ek het in die huis van twee bloedgewaste, geesvervulde, Jesus volgende, liefdevolle ouers groot geword, in die lig. Maar die duisternis het prettig gelyk, en my gelok. En ek het die lig verlaat en die duisternis ingegaan, vir amper 3 jaar. Ek ken die wanhoop van die duisternis. Ek ken die leegheid van sonde. Ek ken dit as 'n volwassene. Nie as 'n kind nie, of as 'n tiener nie. Vanaf vers 12 tot en met vers 15 erken hulle werklike toestand. Vers 12, want ons oortredinge is baie voor U en ons sondes getuig teen ons, wat ons oortredinge staan voor ons en ons ongeregtighede. Ons ken hulle. Die afval en die verloning van die Here en die afwyking van agter onsse God, die uitspreek van verdrukking en oortreding, die opneem en die uitstoot van leentaal uit die hart. So word dan die reg teruggedring en die geregtigheid bly staan van ver. Want die waarheid struikel op die mark en die wat reg is kan nie binnekom nie. Ja, die waarheid word vermis en wie afwyk van die kwaad word geplunder. Vanaf vers 15b tot 16a sê God, ek sien iets verkeerd. Toe die Here dit gesien, dit was verkeerd in sy oë dat daar geen reg is nie. En hy het gesien dat daar niemand was. Hy het gesien dat daar niemand was nie en hom verbaas dat niemand
tussen beide tree nie. Daar was niemand wat gekom het en die volk kom waarsku het en gesê, kom, ons moet teruggaan na die Here toe nie. Die leiers van die volk was net so blind soos die volk. En dan vanaf vers 16 tot 19 sê Jesaja vir ons wat God dan gaan doen. Hy sê daarom het sy arm hom gehelp en sy geregtigheid het hom ondersteun en hy het geregtigheid aangetrek soos 'n pantser en die helm van heil was op sy hoof en die klere van wraak het hy aangetrek as kleding en hom gewikkel in die ywer soos in 'n mantel. Volgens die dade daarmee ooreenkomstig sal hy vergelde. Grimmigheid aan sy teestanders, vergelding aan sy vyande, aan die eilande sal hy die loon vergelde. En dan vers 19 en hulle sal die naam van die Here vrees van die weste kant af en sy heerlikheid van die opgang van die son af, want hy sal kom soos 'n saamgeperste stroom wat die asem van die Here aandrywe. God is hier besig om te praat van daardie glorieryke ryk van die Messias, wanneer hy hier sal wees en sy opgang sal wees van die ooste tot die weste en almal sal dit kan sien. God self sal sy volk red, want mense kan nie red nie. Dan van vers 20 tot 21 en ek maak klaar. Maar vir Sion kom hy as 'n verlosser, hoofletter, die losser van die Ou Testament. Vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding, spreek die Here. Wat my aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die Here. My gees wat op jou is en my woord wat in jou mond gelê het, wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos, en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die Here, van nou af tot in ewigheid nie. Ek begin afsluit. God is op pad na 'n wonderlike koninkryk, die wonderbare lig van die koninkryk van die Messias, die glorieryke ryk van die regering van die Messias, wat vir ewig sal regeer. En God sal dit self doen met sy kragtige arm, want hy sê in hierdie hoofstuk, daar was niemand wat tussen beide tree nie. Dit het my verbaas, dat niemand vorentoe stap om te help nie. Daarom sal ek dit doen. En hoe gaan ek dit doen? Ek sal my seun stuur, ek sal die verlosser stuur, en uit Sion sal dit kom, en ek sal dit doen met my kragtige arm, en niemand sal dit stop nie, en niemand sal dit keer nie. Hy het sy geregtigheid aangetrek soos 'n pantser, vers 17. Die helm van heil was op sy hoof, en die klere van wraak het hy aangetrek as kleding, en hom gewikkel in die ywer soos in 'n mantel. Want hy het gesien, geen mens kan 'n ander mens help nie. Geen mens sal intree nie, en daarom het hy sy eie verlosser gestuur. Maar dis slegs vir diegene wat sal ingaan deur die nou poort. Alleen hulle wat waarlik in berou tot God gedraai het, hulle bekeer het en wedergeboorte van God ontvang het, alleen hulle wie se sonde vergewe is, en alleen hulle wat hom volg in 'n nederige, heilige lewenswandel. Nou ons weet dat God se volk is nog nie by daardie punt waar hulle hom erken as verlosser nie, maar ons weet dat hy die verlosser is. Ek dink nie daar's een persoon in Suid-Afrika in ons kultuur, Afrikaners, wat nie weet dat Jesus vir hulle sonde gesterf het nie. Maar jy moet eers jou sonde bely. Jy kan nie gered word sonder bekering. Daar's fout, ja, almal kan dit sien, maar die fout is nie aan God se kant. Want God kan nie foute maak nie, die fout lê aan ons kant. Kan ek vanmôre eerlik vir jou vra, en weer eens wil ek sê, dalk is hierdie boodskap nie vir iemand hier nie, dalk is dit vir iemand wat later gaan luister. Kan ek eerlik vir jou vra, en wees eerlik in jou antwoord, terwille van jou eie siel, wees eerlik. Soek jy nog die fout wat in jou lewe is by God? Beskuldig jy hom nog in jou hoogmoed, omdat jy nie gelukkig en vervuld is nie? Blameer jy hom en ander mense vir alles wat skeefloop in jou lewe, net soos wat die volk van God in Jesaja 59 gedoen het? Wees eerlik met jouself. En kan ek dan in liefde vandag vir jou sê, hou op om rondom jou te kyk en God te beskuldig en mense te beskuldig. Gaan sit iewers. Vat 'n boekie. Sommer een van hierdie eksamens skryfblokke.
en begin skryf. Al die verkeerde dinge wat jy al in jou lewe gedoen het, teenoor jouself, teenoor ander, en teenoor die lewende en die heilige God, in die hemel, wat sy seun vir jou gegee het. Gaan skryf neer. Elke jaloesie, elke vuil gedagte, elke vloekwoord, alles wat jy kan onthou, skryf dit neer, maak 'n lang lys, sodat jy kan sien hoe vuil jy is. Sodat jy kan sien waar die probleem lê. Wees eerlik met jouself. En dan vat jy daai lys, en daar sal nog baie wees wat jy nie eens meer kan onthou nie. Inteendeel, jy sal 'n eksamenblad kan volskryf, al 100 bladsye. Maar dan vat jy daai vuil, en skryf dit asseblief in swart. Want sonde is vuil, swart. En dan vat jy daai hele boekie, en dan gaan jy na God toe. En jy probeer nie met godsdiens nie, jy gaan op jou knieë met daai boekie, en jy huil daai boekie papnat voor God, en jy kruip op jou knieë voor God rond, en jy gaan deur die noupoort, totdat jy weet dat God jou vergewe het van elke ding wat jy daar geskryf het, en dit wat jy al vergeet het, en dit wat jy nooit eens aan gedink het nie. As jy dit nie doen nie, gaan jy gemors maak van jou lewe. Dis hoekom ek na God toe gedraai het, na 3 jaar, amper 4 jaar van sonde. Want ek het agtergekom, Here, ek kan nie myself help nie. Vir ons elkeen sê hierdie hoofstuk bekeer jou. En ek wil hierdie woorde weer lees. En as hierdie op jou van toepassing is, as dit is hoe jy vandag voel, het jy nodig om voor die Here te kom. Luister na die woorde. Daarom is die reg ver van ons, en bereik die geregtigheid nie. Ons wag op lig, maar kyk, dis duisternis, en op 'n helder skynsel, maar ons wandel in dikke donkerheid. Ons tas rond in die muur soos blindes, en soos die wat geen oë het nie, tas ons rond. Ons struikel op die middag, soos in die skemeraand, en ons is onder die gesondes, soos dooie mense. Ons brom soos bere, ons kurr soos duwe, ons wag op reg, maar dit is nie daar nie, op heil, maar dit bly ver van ons. Of as dit is hoe jy voel, hou op om te blameer, gaan in jou binnekamer, skryf en verneder jou voor die Here, sodat hy jou kan red en die lig in jou lewe kan wees. Want vers 20 van hierdie hoofstuk sê, maar vir Sion sal hy kom as verlosser, hoofletter V, vir die wat hulle in Jakob bekeer van oortreding. Die lig sal in jou lewe deurbreek, soos wat hy daardie vuil sonde van jou afwas. Jy sal daar opstaan, en jy sal daar uitstap, 'n nuwe mens. En selfs die gras sal groener lyk, want jy sal vrede hê, en skoon wees. Moenie blameer nie. Kyk na jouself. Kom ons bid saam. Here, U daag die volk uit. Kyk na julleself. Dis nie my arm wat te kort is om te help nie. Dis nie my oor wat te swaar is om te hoor nie. Maar kyk, hoe lyk julle? Julle broei basilisk eiers uit. Kyk wat doen julle, kyk wat gaan in julle gedagtes aan. Kyk wat is die vrug van julle hande. Kyk hoe lyk julle lewens. Here, ek wil kom bid vanmôre vir mense wat na hierdie boodskap gaan luister vorentoe, wat salig in hulle sonde voortleef, terwyl hulle salig verklaar is in 'n kerk, maar hulle leef in sonde. Daar was nog nooit 'n bekering tot God nie. Ek bid, Here, vir sulke mense, ruk hulle uit hulle slaap, wys hulle hoe vuil hulle is, en was hulle deur U kosbare bloed, Here. Dink aan daai ou lied wat ons sing, is jy rein deur die bloed, deur die kosbare bloed van die lam. Here, was ons, elkeen wat hier sit vanmôre. Miskien is daar iets in ons lewens wat nie reg is nie. Daar's dalk ongeregtigheid. Iewers is daar miskien 'n hoekie in ons lewe wat donker en vuil geword het. Sit die lig aan, wys ons en help ons om dit te bely en te laat staan. Gee ons genade, Here.
en laat U lig oor ons skyn. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.